beautiful, beautiful, beautiful. Julle lyk so vreeslik opgewonde. Was hierdie Moedersdag so moederlik. Maar vir almal wat nie by die huis, almal wat by die huis is, bless julle ook. Maar ek vertrou regtig dat julle vanaand 'n belewenis gaan hê met die Here. Wie stem saam met hierdie is 'n afspraak wat die Here met jou het. Amen. Ons gee die Here 'n klap offer daarvoor. En ek dink dit is belangrik om te weet dat die volheid van die Here is beskikbaar vir jou en vir my. Die volheid van die Here wil vanaand vrygestel word oor jou lewe. Wie wil graag hê dat die volheid van die Here oor jou lewe tot stand kom? Ek dink daar is nie een van ons wat nie onder die volheid van die Here wil wees nie. En dis my vertroue. Ek wil graag vra, net daar waar jy sit, net jou hand omhoog hou. Sê saam met die Gees van die Here is op my. Hy's om my. Hy's binne in my en deur my gaan wonders gebeur. In Jesus naam. Net waar jy so sit. Die Gees van die Here is hier. Hy is besig om mense reeds nou aan te raak. Die volheid van die Here. Sy teenwoordigheid maak al die verskil. Hier is individue wat hier is vanaand met 'n uitroep na die Here toe. Die Here gaan jou aanraak. Hier is individue hier wat werklik nodig het vir 'n ingryping. Die Here gaan jou aanraak. Die Here is hier. Amen. As jy jou Bybel hier het, is dit goed dat jy hom saam met my oopmaak in Handelinge. Ek dink vanaand wil ek so 'n paar gedagtes, kort gedagtes deel en ek glo regtig ek gaan die Here vertrou vir 'n profetiese vloei vanaand. Dat daar 'n belofte oor jou lewe tot stand kom. Wie stem saam met dat die Here het gedagtes oor jou lewe? Amen. Beautiful. So as jy sal maar asseblief jou Bybel kan oopmaak in die boek van Handelinge. Handelinge is 'n wonderlik boek. Johannes, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge. En vir die wat nie heeltemal seker is nie, dit is in die Nuwe Testament. Dis definitief nie in die Ou Testament nie. Okay, alles oud was daar en hier is nuut. So vat saam met my asseblief jou Bybel in Handelinge 1. In Handelinge 1 en ons gaan sommer begin. Ek gaan vanaand deur die hele Handelinge werk. Is dit reg so? Ons gaan doen van Handelinge 1 af dwars deur tot die einde toe. Ons sal seker by 12 se kan klaar wees, want julle is mos okay. Julle sal môre dit kan maak. Sal julle nie? Okay, perfect. Nou kom ons kyk wat sê die skrifte in Handelinge 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Sê saam met my Theophilus. Nou hier is Theophilus is 'n sakeman. Dis nie 'n visblik nie. Ons praat nie van dit nie. Okay? So Theophilus is 'n sakeman. Hier is 'n sakeman wat finansiële bydrae gedoen het om die wonders en die tekens wat die Here gedoen het op te bymekaar te kry. So Theophilus is 'n baie belangrike man want hy was instrumenteel om die werk van die Here finansiëel te steun. Okay. So die eerste verhaal van Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag wat hy opgeneem is nadat hy aan sy apostels wat hy uitverkies het, sê saam met uitverkies. Wie sê saam met dat jy is uitverkies? Sê saam met ek is uitverkies. Nee, dis die dominee wat uitgekies is. Ek moet net sit en ontvang. Nee, ek weet, julle is nie so gemeente nie. Uitverkies is deur die Heilige Gees bevele gegee het. Sê sommer bevele. My vraag is, wat is die woord wat die Here met jou gedeel het? Wat se bevel het hy vir jou gegee? Hoekom is jy hier vanaand? Miskien is jy hier vanaand wat jy sê, Steven, ek vertrou die Here vir 'n woord.
Maar my vraag is ook in die ander sin, wat doen jy met die woord wat die Here vir jou gegee het? Wat doen jy met die beloftes en die profetiese beloftes wat die Here vir jou gegee het? Nee, ek sit hulle op 'n rak en ek wag vir eendag. My aanmoediging vir jou is dat die beloftes wat die Here vir jou gee, het jy nodig om neer te skryf. En dan gaan jy moet ek opname gedoen word van jou woord. En dan wil ek jou regtig aanmoedig dat jy daai woord gaan luister, woord vir woord gaan neerskryf en dat jy hom in 'n lêg sit. Nou ook goed op 'n file. Maar dan wat jy gaan doen, dat jy daai woord gaan neem en dan kan jy die kerngedagtes neerskryf en daai kerngedagtes begin inbid in jou lewe. Want dis die woord wat die Here oor jou lewe gespreek het. Wanneer die Here 'n woord spreek oor jou lewe, beteken dit is die rigting, dis die plek, dis die vlaggie wat jy moet hê. Elke persoon het 'n vlaggie. Ek het ook 'n vlaggie. My vlaggie is, ek weet ek moet in daai rigting en oral hier en daar weet ek, okay, ek moet weer terugkom op dit wat die Here oor my lewe wil hê. Jy het nodig om te weet, daar is bevele, sê sommer bevele. Gedagte nommer 1, hoor sy woord. Wanneer jy die woord van die Here hoor, dis dan wanneer die volheid van Christus in jou lewe kom. Die heel eerste keer toe ek sy woord gehoor het, toe ek hoor hoe die Here met my praat, was 'n wonderlike belewenis. En toe die Here met my gepraat het, het ek gedink, Here, het U met my nou gepraat of nie? Maar toe is dit ook bevestig deur profetiese beloftes. So daarom die gedagte is dat wanneer iemand vir jou profetiese woord gee, sal dit goed wees om bevestiging te kry daarop. Sê sommer bevestiging. Dis belangrik dat jy bevestiging kry op beloftes wat die Here oor jou lewe het. Toe die Here vir my 'n woord gegee het oor 'n spesifieke persoon en ek moes daai woord begin deel het, wil ek vir jou een ding sê, was ek so senuweeagtig, soos daai deur wat nou, dis die spook het hier. So die drummer wegkruip. Sê as hom 'n bevele gegee het. Hoor sy woord. En ek vertrou in hierdie Geesweek sal jy die stem van die Here hoor. Want wanneer jy die stem van die Here hoor, verander dit alles in jou lewe. Die dag toe ek die stem van die Here begin hoor het in my lewe, dit is toe alles verander. Wanneer jy die stem van die Here hoor, wanneer jy die stem van die Here hoor, nie die 5 stemme wat met jou praat nie. Ek praat nie van die magdom stemme wat met jou praat nie, ek praat nou van die stem van die Here. Hoor sy woord, sê vir my, hoor sy woord. En daarom is daar een beginsel wat ek vir jou wil sê, is vanaand is daar sekere woorde wat die Here vir jou gaan gee, en is belangrik om te luister. Sê saam met my, luister. En as jy mens wil luister, is dit 'n ingesteldheid. Read the room, leer die omstandighede ken. Wanneer jy in 'n plek instap, vra die Here, Here, gebruik my as instrument. Dis die hele tyd wat ek gebid het vanaand. Here, gee vir my 'n woord, gee vir my 'n duidelikheid. Sê saam met my, gee duidelikheid. Wanneer die Here vir jou duidelikheid gee, Handelinge 1 vers 8, waar jy sal krag ontvang. Sê saam met my, krag ontvang. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Wanneer die Gees van die Here vaardig raak op jou lewe. Wanneer jy krag ontvang. Hierdie week is 'n week wat die woord van die Here na jou toe gaan kom, en wanneer die woord van die Here na jou toe kom, dan gebeur iets in jou binneste. Jy ontvang krag. Nie Eskom krag nie. Waarvan julle lyk as jy op die generators funksioneer. Maar moenie worry nie, ons sal nog daar uitkom. Wanneer jy die krag van Christus in jou lewe het, daai selfde opwekkingskrag, die Bybel verklaar van dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is in jou sterflike liggaam om jou op te wek. Daai opwekkingskrag kom deur die aanhoor van die woord. Wanneer jy die woord aanhoor en hoor wat die Here met jou praat, dis dan wanneer jy opstaan. Are you getting me?
Ek dink julle het dit al gehoor, maar ek gaan dit nou weer vir jou sê. Daar is daai oomblik wat die Here met my gepraat en te sê, ek wil graag hê, jy moet na 'n hospitaal toe gaan en jy moet vir hierdie spesifieke man gaan bid. Toe sê ek, Here, okay, ek sal. Wie gaan ek? En toe ek gegaan het, lekker as hierdie ou besig is om uit te klatsch. Dit het gelyk asof hy besig is om dood te gaan. En toe hy besig is om dood te gaan, toe voel ek ook, ek is besig om dood te gaan. Want ek het gedink, ek gaan die laaste pastoor wees wat deel is van hierdie ou se lewe, voordat hy oorgaan na die volgende lewe toe. Maar wat gebeur het, is wat ek, die woord wat ek van die Here ontvang het op daai oomblik, om daai geloofstappie te neem, want wanneer die Here met jou praat om iets te deel, dan voel jy so senuweeagtig, jy so sweterig, jou hande raak sweterig, jy voel as jou stem wegraak, gaan ek die regte ding doen, Here, gaan ek U in naam verheerlik, of gaan ek iemand se naam weggooi, waaroor gaan dit? Maar ek wil vir jou een ding sê, toe ek daai woord hoor en ek gaan, toe gebeur iets in my binneste. Toe gebeur iets in my binneste. Want sien, wat ek eers gedink het, ek het gedink, Here, hierdie ou gaan doodgaan, want ek het gesien hoe ek sy begrafnis hou. My vraag is, wat sien jy? En op daai oomblik toe ek hierdie begrafnis sien, toe ek sien ek gaan hierdie ou se begrafnis doen, hy gaan doodgaan. Toe vra ek, Here, wat sê U? Wat sê U vir my in hierdie land? Wat sê U vir my? Ten spyte van die petrolpryse, die brandstofpryse wat so hoog is, en jy stap en jy ry so verby 'n vulstasie vir R35 'n liter. Dan vra jy ook die vraag, Here, wat se plan het U vir my? Sien nie ooit my budgets raak. Praat ek met jou vanaand? Maar ek wil vir jou so sê, die gees van die Here, wanneer jy sy woord hoor, gaan iets begin gebeur in jou binneste. En ek sal dit nooit vergeet nie. Toe ek daai woord hoor, ten spyte van wat ek gesien het, wat ek beleef het, wat ek met die vrese wat ek beleef het, toe begin ek in daai rigting ry. Ek het hospitaal toe gery. En toe ek in die hospitaal toe ry, toe voel daar of iets binnes in my binneste gebeur. Want sien, wanneer jy reageer op die beloftes van die Here, wanneer jy reageer op die woord van die Here, gebeur iets in jou binneste. Jy sal krag ontvang. Sê saam my krag. En toe daai krag in my opstaan, ek stap in 'n hospitaal in, toe voel ek, something is different. Iets is anderste. Hier is besig om iets te gebeur in my binneste. Dis wat gaan gebeur wanneer jy jou woord kry. Something is about to happen. Daai oomblik, toe ek daar instap, toe gebeur iets. Toe gebeur iets, toe ek 'n woord van die Here gekry het. Toe ek daai belofte kry, dat die Here sê vir my, wat is jou keuse? Ek sê, Here, ek is hier om te hoor wat U vir my sê. Toe ek in daai intensief instap, en die susters en die dokters is almal om, toe gebeur iets in my binneste. Sê ek vir daai dokters, skus as julle gaan omgee, kan julle vir my uitbeweeg vir 'n oomblik. Die susters, die personeel, almal skuif uit. Ek sê, skus, kan julle omgee? Kan julle vir my een kant toe gaan? Kan julle vir my een kant staan? Geef vir my 'n kans. Julle het goed genoeg probeer, dit het nie gewerk nie, nou is dit my beurt. Imagine dit. Hierdie kort mannetjie sê vir 'n dokter, skus, staan jy nie vir my bietjie kant toe? Toe hierdie ouens so uitstaan, jy kan sien hierdie parmantige ou, ek dink hy was definitief van die ander kant. Hy sê, stoot jy my nou uit? Toe sê ek vir hom, ja, ek stoot jou uit is jy. Ek beloof jou, Pieter, nou, hy stap so uit. Ek staan by Wessel, ek sê, Wessel, damn it broer, jy moet opstaan, anders gaan hierdie ou jou verander. Ek staan so by Wessel, en Wessel is besig om dood te gaan. Hy gaan,
Hy's uit soos 'n kers. Die ligte is aan, maar niemand is by die huis nie. Ken jy so iemand? Dis seker jou skoonma, die eksplode. Julle daai man kyk by aan met niks in sy oë nie. Ek staan daar, ek sê ou Wessie, sien jy my? Niks nie, no life. Die ligte is aan, niemand is by die huis nie. But something happened, ek het 'n woord van die Here. Ek het 'n woord van die Here. Die Here het vir my gesê, dis jou verantwoordelikheid. Wat gaan jy daaromtrent doen? Toe sê ek, die Here gaan reageer daarop. Toe sê vir my, nou doen dit dan. En toe ek daai aksie neem, daai eerste stap, ek het nie nodig om die tannie Bollas om my te gehad om intersessie vir my te doen nie. Jy het nie tannie Bollas nodig om jou te staan wanneer die Here met jou gepraat het nie. Wat jy nodig het is 'n woord van die Here. Dis wat gebeur in hierdie gemeente. Wanneer hierdie gemeente 'n woord van die Here het, dan stap hulle op daardie woord en volgens daai woord sal die Here vir jou deure oopmaak en niemand sal daai deur sluit nie. Kom ons gee die Here 'n klapoffer, want wanneer sy woord waarheid kom, stap ek in daai hospitaal en hier stap ek het al die mediese personeel uitgedaan. Ek dink vir myself, Steven Glasses, wat vang jy aan? But something happened in my midst. Iets het in my gees gebeur. Ek staan so voor die bed en ek sê vir hom, Wessel, ek sê vir jou, ek weet, 'n engel van die dood het vir my gesê, jy's op pad uit. Ek sê nee, jy's op pad in. Toe gebeur ietsie. Onthou ek is 'n skaam ou. Eintlik is ek 'n introvert. Maar wanneer die Gees van die Here op my kom, dan raak ek 'n ekstrovert. Ek wil vir jou sê, toe ek daar voor daai man staan, en ek sê vir hom, Wessel, hoor die woord van die Here. Ek bestraf hierdie gees van dood. Sien, iets het hier binneste gebeur. Sê saam met my, iets het hier binne gebeur. Is daar besig om iets te gebeur in jou binneste? Ja, ek voel ek probeer maar net kalm bly. Jy sal krag ontvang. Sê eens aan my krag. Krag, wonderbare krag. Wonderlike krag, krag wat in staat is om jou hele lewe te verander. Handelinge 3, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man oor aangedra, wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. En toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binne gaan, het hy om 'n almoes gevra. Toe hy sien, sê saam my sien. Hoekom sê ek sien? Want Petrus saam met Johannes het op 'n stip aangekyk en gesê, kyk na ons. Sien wat gebeur, wanneer iets in jou binneste gebeur, wanneer die Gees van die Here vaardig raak op jou lewe, dan kry jy krag. Krag, wonderbare krag. Ek het nou die dag grappies gemaak van ouens in gemeente se reaksies en toe sê ek regtig in die moeilikheid, so ek wil nou nie vanaand in die moeilikheid kom nie. Maar ek gaan miskien vanaand op jou toon stap, want ek bedoel, krag is nie 'n gedaante van godsaligheid nie. Dit is die wonderbaarlike krag wat in staat is om lewens te verander, in staat is om hierdie land te verander, in staat om jou omstandighede te verander. Jou gebed is in staat om die petrolprys af te bring. My vraag is net, wat gebeur in jou binneste? Ja, nee, Here, ek is so om Trump alweer. En al jou vrug van die Gees word groente, want sodra die man sy mond oopmaak, dan val alles. Maar miskien moet jy jou mond oopmaak, sodat jy kan weet, wanneer jy jou woord spreek, dan gebeur alles. Jy leef as 'n normale man soos ek en jy, en dit gebeur vir 3 jaar, reën dit nie. Jou gehoorsaamheid. Iemand is op die ander kant wat wag op jou gehoorsaamheid. Ek staan daar voor Wessel. Ek sê, Wessel, engel van die dood het vir my gesê, ons begrawe jou. Ek sê vir jou, ek bestraf hierdie gees van dood. In Jesus naam. Die volgende begin ou. Toe, gaan die lifts op. Toe klim uit die lift uit. Toe sê, hier's ek nou.
sê eerlik, Chom, as jy gaan soek, jy was diep, baie diep. Wessel wat net so lê, spaced out, Chom. Ek sien 'n skoonpa wat te veel drankies gehad het, staar nie voor. Die volgende oomblik, toe gebeur iets in sy binneste, en lewe kom in daai man se oë in, en hy volgende oomblik maak hy glimlag, en hy maak so. En 15 minute na ek daar uitgestap het, toe sit hy regop. Toe vra hy vir hulle, gaan ons nie 'n teetjie drink hier rond nie? Daai koffie, seun, kom gou hier. Kom die ou daar in. Ja meneer. Toe sê vir hom, kan ek vir jou 'n teetjie bring? Kan jy vir my tee bring? Hy sê, ja meneer, ek kom. Die Christene is so bekommerd, want wat gebeur as sy gees op arme Wessel kom? Maar sien, dit is wat ons Christene doen. Jy raak spandeer tyd met sekere mense, dan dink jy, net nou is hulle gees op my. Moet ek miskien my werk bedank, waar ek myself bevind? Moet ek die omgewing verander? Nee, jy gaan die omgewing verander. Maar wanneer die woord van die Here op jou kom, dan verander alles. Nou sê jy miskien, ja, maar dit 'n paar jaar. Ek wil vir jou so sê, hierdie storie wat ek nou vir jou vertel, het 10 jaar gelede gebeur. Wessel lewe nog voluit. Niks met hom verkeerd nie. Ons gee die Here krag. Maar miskien sê jy vanaand en jy sê, Steven, ek is voor dooiemans deur. Hier is geen hoop vir my nie. Ek wil vir jou so sê, daar is hoop vir jou. Daar is hoop vir jou en die volheid van die Here gaan vanaand oor jou lewe opbreek. My vraag is, hy sê, kyk na ons, want sien wat gebeur, wanneer jy krag op jou lewe het, dan verander alles in jou lewe. En een van daai wonderlike voorbeelde is hierdie man wat hier voor my sit en dis hoekom ek kom hier het vanaand. So net oor 'n jaar gelede was hierdie man in 'n skokkende ervaring. Maar ek weet nie wat hy gedoen het nie. Hy het met 'n skroewedraaier gewerk toe ek weet, ek het my ons het so light dim switch gehad en hy's nie lekker nie en toe werk ek op hom. En ek drink toe die skroewedraaier daar binne in en ek draai en die volgende oomblik, toe sit nie. Wat dan? Toe sit 'n vlam wat deur gekom het. En ek skrik so groot dat die skroewedraaier wat ek peg toe in die muur aan die ander kant van die muur daar in my ma se muur in. Ook so skokkende belewenis gehad. Al verskil is, hy was so op 480 volts. Wat hy vlam ingeasem het. Vir 'n paar dae in intensief was. My seun lewe. Maar sy droom om elektriesien, dit het dood gegaan. Wat verkies ek? 'n seun wat elektriesien of 'n seun wat lewe? En ek wil vir jou een ding sê, né? En ek sê dit publiek. Die transformasie van wanneer die woord in iemand se lewe kom, is sit reg voor my. Wanneer die woord van die Here binne in jou lewe kom, dan kry jy krag. Skielik hierdie man begin opstaan. Skielik is daar dunamuskrag wat binne in hierdie man begin opstaan het. En skielik was niks meer belangriker as die Here nie. En dan begin sy hele wese te verander. Ek en my vrou sit elke dag, word ons wakker, en die eerste ding is, wat het met my land gebeur? Dis die mooiste ding om te beleef, wanneer hierdie kind sy mond oopmaak. Wanneer hierdie kind die Here aanbid. Nou wil ek vir jou vanaand sê, miskien het jy sekere vertroue wat jy die Here voor vertrou in iemand se lewe. Wonderwerke gebeur. Handelinge 4. Vers 29. En nou Here, let op hul dreigement en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek.
Deurdat die hand uitstrek tot genesing en tekens onder die wonders doen, deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle het almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Sê saam my vrymoedigheid. Sien wat gebeur wanneer jy woord van die Here kry, gaan vinnig maak, dan is dit klaar. Wanneer die woord van die Here in jou opstaan, dan kry jy krag. Met die krag begin jou hele lewe te verander. Met die verandering van jou lewe kry jy 'n vrymoedigheid. Sê saam my vrymoedigheid. En ek sal dit nooit vergeet nie. Toe ek vir die eerste keer gehoor gegee het aan die stem van die Here en dinge het begin gebeur, toe begin ek vrymoedigheid kry. Sê saam my vrymoedigheid. En dis wat gebeur met Wessel. Toe daai man opstaan, toe begin daar vrymoedigheid in my lewe opkom, en dis die vrymoedigheid wat wil ek hê, wat jy moet hê. Moet nooit vir iemand bid as jy nie vrymoedig is nie. Kry eers vrymoedigheid en jy kry dit deur om te bid. Is julle met my? Hier is 'n familie in hierdie plek en julle familie werk heidaglik in 'n baie moeilike situasie deur. Wie is dit? Dis 'n familie. Toe ek op pad hiernatoe ry, hoor ek, dis 'n familie en daai familie werk deur uitermate moeilike, uitdagende omstandighede. Wie is jy? Ek weet of jy gehoor het van die Louvre Museum in Frankryk nie. Die Louvre Museum is 'n museum waar hulle ingestap het en op daai op een van die skilderye se naam was Checkmate. En dit het weerspieël van 'n drakerige demoniese persoon wat oor 'n onskuldige individu 'n skaakwedstryd speel en hy is besig om te wen. Dan kry jy hierdie verslaapprent van hierdie man op die ander kant met sy hande in sy hare en die vyand wat amper lag oor hom. En daar's 'n man wat kyk na hierdie skildery en hy kyk en hy so halfuur is op hierdie skildery gefokus en die volgende oomblik toe sê hy, hier is iets fout. Hy sê in Frans, there's something wrong. There's something wrong. En terwyl hy kyk na hierdie skildery, sê vir hom, hierdie skildery is verkeerd benaam of die skilder moet hierdie ding verander. The king has another move. En ek het gevoel die Here sê vir my, ek moet vir jou so sê, en hier's die woord van die Here vir jou. Daar's 'n seun wat nie daar was 'n jong man met die naam van Lazarus, dood in die graf. En Lazarus lê daar. Die duiwel het gedink, dit is 'n checkmate. Maar toe kom die Here Jesus in, en hy verander dit. En hy staan op uit die dood uit. Vanaand wil ek vir jou so sê, jou omstandighede sal so wees. Die Here verander jou hele situasie vanaand. Wat die Here vir jou vanaand sê, I've got the final move. I have another move. The King has another move of your life. Kom hier so. Ek weet nie wie jy is nie. Ek ken nie jou omstandighede nie. Ek vra net dat iemand by hierdie vrou staan asseblief. Ek weet nie wie jy is nie, maar een ding, wie wil graag hê dat die krag van die Here hierdie vrou se lewe kom draai? God says, I have the final move. Daar's 'n skare wat gevoed moet word. Daar's nie kos nie. Jesus het daai seentjie, daai visies en die broodjies, kom gaan gooi. En hy voed 'n hele skare. Die Here verander jou situasie vanaand. Vanaand sê ek vir jou, wanneer jy opstaan, sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. The King of Glory has just entered in.
Jongman, ek weet nie wie jy is nie, staan net vir my asseblief. Wat is jou naam? Sê weer? Zander. Zander, ek sien winde wat waai, onderstrominge en strome wat deur jou gaan. Maar daar's iets wat in jou binneste begin opstaan het, 'n honger vir die Here. 'n Honger om werklik te hoor, Here, is dit die pad wat U vir my het? En ek beleef vanaand, sê die Here vir jou, my seun, die plan wat ek oor jou lewe het, is ver groter as wat jy dink. Maar wat jy nie verstaan nie, voor jou geboorte het ek daai begeerte in jou ouers geplaas. En jou ouers sal sien die beloftes wat die Here oor jou lewe gehad het, sal in 100% vervulling kom binne hierdie volgende 3 jaar. Ek verklaar vanaand is die begin van 'n wonderwerk wat die Here gaan doen in jou lewe, want die Here sal vir jou wegmaak in jou wildernis, die Here sal jou berge versit, die Here sal jou leedame volmaak, jou beker sal oorloop op 'n vlak wat jy nooit gedink het in jou lewe moontlik is nie, want vanaand is die aand wat die engele van die Here om jou they've been commissioned to stand around you. Ja, daar was hier een spesifieke tyd wat jy weet dit, dat jou lewe op 'n drempel was, want jy weet jy was baie naby aan die dood, maar die Here het jou beskerm. En ek sê vanaand vir jou, dat die Here se woord oor jou lewe sal nooit verander nie. En ek verklaar van hierdie oomblik af, dat die volheid van Christus Jesus gaan losreën oor jou lewe, soos nog nooit tevore. In Jesus naam. Gaan in die beloftes van ons Here. Ek kan nie wag om jou naam te sien binne die volgende paar jaar in koerante en tydskrifte wat hulle oor jou sal praat nie. Sien, wat gebeur? Jy kry vrymoedigheid. Kom jy agter, iets is besig om anders te gebeur in my binneste. Something is about to happen. Meneer, staan vir my hier, ek weet nie wat jou situasie is nie, ek weet nie wat 'n besigheid jy in is nie, maar een ding wat ek hoor, hoe die Here sê, you will reap in a barren land. Ek verklaar van hierdie oomblik af, die beloftes wat die Here het oor jou lewe, sal jy sien. En die beloftes wat die Here vir jou gegee het, oor jou besigheid, oor dit wat jy doen, jy sal die vrug daarvan eet. Binne hierdie volgende paar dae is daar 'n hele paar deure wat vir jou gaan oopgemaak word. Want in Openbaring sê die deur wat ek vir jou gee, sal niemand kan sluit nie. En ek sê nou vir jou in die naam van Jesus, die seisoen wat jy gevoel het, dis asof daar 'n swaarheid op jou rug geplaas was, dis asof daar swaarheid in jou lewe was, jy was onder druk en dis asof jy nie kon opstaan nie, daar is skade van die verlede, maar ek hoor hoe die Here sê, this is going to be a new day. 'n nuwe dag. 'n nuwe dag vir voorsiening, kontrakte, goddelike voorsiening oor jou lewe. Ek weet nie wat 'n besigheid jy is nie, maar ek wil vir jou so sê, dit wat kom, it's going to be something to talk about. Ek verklaar van hierdie oomblik af. Mag die vrede van die Here jou deelagtig wees. In Jesus naam. Amen. Sê saam met my, vrymoedigheid. Vrymoedigheid. Wie is die individu wat die pyn in sy been het? Wie is die individu wat die pyn, jou regterbeen? Dankie, ek gaan nou vir jou bid. Jou been ook? Hoe lank het jy nou al hierdie pyn? 6 maande. Sê weer? 6 maande. Ses maande te lank. Wees van hierdie toestand genees nou. Staan op en loop. Voel hy been? Sê weer? Is nog steeds daar? Nee. Is dit weg? It's gone. Wanneer jy die woord van die Here hoor, is daar onmiddellike skakelaar wat krag vrystel. Wanneer daai krag vrygestel word, dan verander jou wese. Something will stand up within you. Die volgende oomblik begin dinge te gebeur.
Waar is jou been seer, pyn, seer? Knie? Hoe lank sukkel jy al met jou been? 2,5 jaar. Dis 'n situasie wat jy 'n operasie sal moet kry om daai knie reg te kry. Maar gaan nie nodig wees nie. Maar wat ek sopas gesien is engele wat die ingestap het met 'n nuwe been. Amen. En die skatkamer, die oorvloed van ons hemelse Vader. Wees in jou toestand volkome genees in Jesus naam. Kyk, toets hom nou asseblief. Sê net wanneer jy is onder druk vir almal. Jy wil nou nie my naam Toffie maak nie. Hy is lekker. Wie wil gaan lekkerder as lekker wees? Jy sal weer kan hardloop, jy sal weer oefening kan doen, want jy moet oefen. Jy gaan sien alles gaan verander. Kos hier die Here net te dank. Steven, hoe het jy dit geweet? Ek weet nie, maar al wat ek vir jou kan sê, het 'n engel hier ingestap met 'n been in sy arm. Dink jy, Steven, wat het jy vandag geëet? Ja, ek het vleis, nie pizza nie. En toe hy hier instap, toe sê hy vir my, gee net 'n bietjie pad, ek gee 'n bietjie pad, en ek sien hoe plaas hy 'n nuwe been op, en hy stap weg en hy maak so, en hy stap uit. Nou mag jy miskien nou dink, heerlikheid Steven, wat op aarde? Ek weet nie hoekom ek dit sien nie. Maar een ding weet ek, dat wanneer die Here met jou praat, everything will start happening. Vanaand wil die Here iets in jou lewe doen. My vraag is, sal jy oop wees vir 'n vloei van sy gees? Jy sal nuwe liede begin skryf. God has anointed you to be a psalmist. And you will sing songs of deliverance, of freedom. Because you have gone through many trials, many tribulations, but you still stuck the pathway. And many times God spoke to you and He said to you, do not fight your enemies, but I want you to face them. And you will sing the songs of deliverance. And those songs that you've been writing, they will bring deliverance and true freedom. For the kingdom of heaven is upon you. You have a gift. Daar's 'n gawe wat oor jou lewe is. En ek verklaar van hierdie oomblik af in die naam van Jesus Christus. Ek sien jou dans. En ek sien, terwyl jy besig is om te dans, sien ek net die Here, wat alles stop. En hy sê vir sy engele, kom hier, kom kyk hier. And I see God smiling over you. And He says, this is my beloved daughter, in whom I am well pleased. Dame, as jy vir my kan staan asseblief. Ek gaan nou met jou bid. Net ja. Daar's 'n paar uitdagings wat jy het. En dit is asof jy heeltyd voel jy moet beklei. En dit is asof jy die swaard al getrek het vele male. Maak dit sin wat ek sê. God says, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Steek jou hande vir my op, asseblief.
elke woord, elke uitspraak, elke mag, elke binding, breek ek vanaand oor jou lewe. Die Gees van die Here, my liefdevolle hemelse Vader, sê vir my nou, ek wil vir jou sê, go in the fullness that I have over your life. Maar jy hoef nie meer te beklei nie. God says, I will fight your battles. Your battles belongs to me. Gaan in die vrede van die Here. Sal dit okay wees met julle as ek as ek jou frustreer, sê gou vir my voor jy uithardloop dan, bid ek gou oor jou. Kan ek saam met jou bid? Wat is jou naam? Sê weer? Liamay. Is dit familie? Jou ma en haar ou. Okay, is die ou darm okay? Liamay, ek wil graag saam met jou bid vanaand. Vader, dankie vir Liamay. Dankie Here vir die beloftes wat U het oor hierdie meisie. Liamay, ek sien rarig uitdagende tye wat jy gesien het. Wat jy deur is. En soms voel dit asof jy mense dit nie raak sien nie. Soms voel jy dis asof jy nie die vrymoedigheid het om op te staan nie. Dis asof jy heeltyd voel jy is bukkend. Dis asof jy jou plek soek, maar jy het uitdagings. Maar wat ek vanaand voel, wat die Here vanaand vir jou wil sê, dat elke ketting wat jou vashou, elke ding wat jou vashou, vir naam van die verlede, sê die Here, ek breek dit vanaand los oor jou lewe. Here, ek dankie dat U hierdie vrou se paaie gaan gelyk maak. Ek bid dat U haar berge gaan versit, dat U haar leeddamme gaan laat volmaak. Jou beker het op vele kere leeg geloop, maar vanaand sê die Here, jou beker sal weer oorloop. En ek verklaar van hierdie oomblik af, dat hierdie mag wat jy so maklik omring, dit gebreek word. In Jesus naam. Daar sê, dankie Here. Dankie Here, dat U beloftes oor hierdie vrou gaan losreën in Jesus naam. Die Here gaan jou begin profeties gebruik. Die Here gaan jou ore oopmaak en die Here gaan met jou begin praat en jy gaan hierdie geloofstappe neem om te begin praat. En soos jy die woord van die Here praat, so jy sien hoe jy vrymoedigheid kry, hoe die krag in jou terugkom, hoe jy vrymoedigheid kry en jy sal wonderwerke sien in jou lewe wat baie ouens hier oor gaan droom om te sien. Ek verklaar van hierdie oomblik af, daar is genesingshande wat jy het. Weet wat dit beteken as ek sê genesingshande? Want jou hart gaan vir die gebrokenes, jou hart is vir die wat deur trauma gaan, jou hart is vir die wat deur moeilike tye gaan. Jou hart breek wanneer jy sieker sien. Ek het soms gedink, Here, hoekom is hierdie wêreld so? Hoekom is hierdie wêreld so moeilik? Here, hoekom gebeur dit? Kan ek vir jou sê? Die Here sê, ek wil jou ook vra. Because I've given you a gift. Move into it. So die volgende keer wanneer jy nou weer sit, gaan jy nie dink, ek is maar net ek nie. Nee, you are God's favorite. You're a daughter of God. Sê dit, ek is 'n dogter van God. Sê dit weer. Sê dit harder. Ek is 'n dogter van God. Sê dit sodat daai mense agter jou kan hoor. Ek is 'n dogter van God. Ja. Steek op jou hande. Nou gaan dit verander. You will be God's doctor. Verklaar dit oor jou in Jesus naam. Amen. Beautiful. Sê saam met my, die Gees van die Here is op my. Op my.
Wat is jou naam, seun? Jaco. Jaco, ek sien 'n klip wat op jou fontein geplaas is. Dis asof jy hierdie blokkasie beleef. Dis asof jy voel, jy wil uiting gee, maar jy kry nie die tyd nie. Jy kry nie die geleentheid nie. Jy kry nie die oomblik nie. En dit bring baie frustrasie vir jou, because you're different. Jy is 'n beautiful young mens. 'n beautiful young man. En dit is asof jy voel, it's just not happening. Maar die Here sê vanaand vir jou, my seun, dit wat ek binne in jou geplaas het, sal geen rots kan stop nie. Because God says, I am busy making a way in your wilderness. And you will step into the fullness thereof. En ek verklaar van hierdie oomblik af, die Bybel verklaar, my woord is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel. En die Here se woord oor jou lewe word vermorsel in Jesus naam. Die Here se woord oor jou lewe sal daai klip vermorsel. Dis wat ek wil sê. Daai klip word vanaand vermorsel in Jesus naam. Daar's 'n nuwe lewe wat in jou gaan inkom. Daar gaan 'n nuwe passie wees. Daar gaan 'n nuwe begeertes kom in jou lewe. Dis 'n nuwe dag. Milan weet dit, ek het klomp seuns wat ek al aangeneem het, hy weet dit net nie. Maar wat vir jou soos as jou pa jy nie meer wil hê nie, sal ek jou vat. Want ek weet die hand van die Here rus op jou lewe. Staan vir my op asseblief. As iemand wil weet hoe lyk dit as die hand van die Here op iemand se lewe is, hier is 'n jong man wie die hand van die Here oor sy lewe is. Ek kan dit duidelik sien. Steek jou hande saam met my op asseblief. Sê saam met my Gees van God. Raak vaardig oor my. In Jesus naam. Wat gebeur in die fisiese is maar net 'n manifestasie van iets wat in die geestelike op pad is. Paar van julle se lande is droog. Paar van julle het gevoel in hierdie seisoen van my lewe kan ek nie dit indink nie. Paar van julle wat hier sit sê net, Steven, ek kan nie dit insien nie, ek weet nie hoe dit ooit gaan gebeur nie, maar vanaand voel ek hoe die Gees van die Here sê, dat jou lewe in hierdie volgende seisoen gaan verander, want die geeswinde gaan begin waai oor jou lewe, reëns is op pad, onverwagse reëns, onverwagse beloftes gaan oor jou lewe begin stand kom, en jy gaan sien, dat die beloftes wat die Here oor jou lewe gespreek het, gaan nie oor 'n kwessie van 'n paar jaar wees, want profetiese woorde kan tot 20 jaar vat om tot vervulling kom. Maar ek voel in die gees, Dominee, het die Here my gewys, binne die volgende 3 maande sal hier 'n skudding plaasvind oor hierdie gemeente. Binne 3 maande is daar 'n skudding wat gaan plaasvind en paar van julle gaan dink, moet ek hardloop? Moet ek skrik? Moet ek bang raak? En ek wil vir jou so sê, wat gaan gebeur, is hierdie mure binne 3 maande gaan val. Binne 3 maande gaan mure val. En ek is jammer om vir jou te so te sê, ek weet jy is elke Sondag op jouselfde sitplek. Maar binne 3 maande sal daar 'n skudding wees, wat daar nie gaan plek wees in hierdie plek nie, dat jy bietjie vroeër sal moet kom, as jy graag op jou sitplek wil sit. Maar dan gaan die Here met jou praat, want die Here gaan met jou praat, want iemand wat op jou sitplek sit, gaan jy nie afjaag nie, jy gaan saam met my die Here juig, en bly wees, wat die woord wat die Here vanaand oor hierdie gemeente vrystel, is hierdie sitplekke sal vol raak, en julle sal nie weet waar dit vandaan kom nie, want die wat God byvoeg, kan niemand skei nie. Wie is reg vir dit? Binne 3 maande, Pieter-Nel, Eloise, maak reg, because there is going to be a shaking
a moving, and the winds of the Spirit will start flowing. You will see the hand of God move in this assembly like you've never seen before. It is dreamt. That's what you dreamt of. That's what you saw. You went to different churches. You went overseas. You went to different spaces. And you said, oh God, this is what we desire. God says, I am a truthful God. What you have desired, I am about to release over your life. Daar is 'n verandering wat gaan plaasvind in jou posisie. Because I see the word of the Lord coming through you. God has anointed your tongue. God has anointed you. You have many times you thought, God, I'm just here. I'll be sitting on my space. I know where my space is. It's in front to support. But God says a new season of teaching, of promises is about to be released. En jy gaan sien hoe die hand van die Here oor julle lewens gaan begin ronddeurbreek. Get out of the shadow. Get out of the shadow. Because it's going to be a team thing. It's going to be a united thing. There will be times that you will preach. There will be a time that you will preach. You will both preach. You will both see the gifts of God flow. There's going to be a new season. Wat ek sien in die gees, hierdie gaan nie 'n charismatiese gemeente wees nie. Hierdie gaan nie 'n charismatiese gemeente wees nie. Die charismatiese seisoen, voel ek in die gees, is besig om dood te gaan. Ek is jammer om dit te sê. Baie keer het ons beleef in die gees, dat dit is waar die krag lê is om charismaties te wees, die geesgawes. Nou, ek is jammer om dit vir jou te sê, Pieter Nel, dis nie wat gaan gebeur nie. It's going to be a brand new season where God will step into it and you will know it's got nothing to do with you. Because a sovereign Lord is about to step in. Die soewereine God gaan vloei in hierdie gemeente en julle sal weet, hierdie het niks met ons te doen nie. Julle was by konferensies om te sien hoe mense kerkgroei doen. Daar sal kerke kom na julle toe en vra, wat het julle gedoen? En julle sal sê, ons weet nie. Ek kan nie vir jou sê wat gaan gebeur nie, Pieter Nel, maar al wat ek vir jou kan sê, something is heading. And it is going to be great, it's going to be glorious, it's going to be majestic, it's going to be glorious, because your heavenly Father is about to shake this city. Ek hoor hoe die Here sê, van die ouens wat die hardste klap, gaan die mees ontstelste wees. Wanneer die Here mense byvoeg, dan raak dit ongemaklik, want jy gaan ongelukkig nie meer die cozy gemeente wees, soos wat julle altyd gewoond was aan nie. Sorry, vanaand gaan julle heel moeilik vir my sê, Steven, is nou klaar, julle gaan nie meer hier wees nie, maar ek wil vir jou so sê, ek wil doen dit wat die Here sê. God says the season of coziness has now finished. I've drawn the line. The goodness that I prepared over you before the foundations of the world, you will see a manifestation of my goodness, of my glory, and the manifestation of my kindness is going to be manifested in your lives. It's going to be godly. It's going to be glorious. There will be preaching of the word, and God will work with you. Want dit wat jy spreek sal die Here bevestig deur wonders en tekens. Pieter, nou, ek neem aan, ek het nou die tyd opgevat. Hoe laat maak julle klaar? Maak julle 10:00 klaar? Kan ek nog 'n paar minute kry, Pieter? Nou? What God is about to do will be something sovereign. Stop wishing what others have. You will be quite disappointed.
Dominee Pieter Nel, ek wil vir jou so sê, asseblief moenie wens wat ander ouens het nie. I am waiting on God for a move that the church has not seen before. Want as dit kerk is, wat ons gesien het hierdie laaste 30 jaar, then I'm quite bored. Wie is al oor die 30 jaar in die kerk, kan ek sien? Ek is 35 jaar in die kerk. 35 jaar. Voorheen was ek nie in die kerk nie. Nooit in die kerk nie. Maar vir 35 jaar het ek verskillende bewegings van God se gees gesien vloei. I've seen it all. And now I am bored. What God is about to do in our midst will cause a shaking worldwide. En daar is soewereiniteit wat die Here gaan doen. En die beste van alles is hy het nie jou nodig nie. Hy het nie jou nodig nie. Hy het nie jou nodig om 'n wonderwerk te doen nie. It's just going to happen. Ek het hierdie ding gedeel met Elmien nou die aand. Toe sê ek vir haar, liefie, dit wat ek sien, maak my bang. Dit maak my bang van alles wat ek geleer het, gaan ek moet neerlê. Alles wat ek gesien het, gaan ek moet neerlê. Want hier is 'n nuwe beweging van God se gees op pad vir die kerk wêreldwyd. But you need to finish with the old. Dit is wat begin gebeur het in hierdie gemeente. Daar's 'n begin van 'n verandering, daar's 'n begin van 'n ander denkwyse. En sekere van julle het seker besluite begin maak en sekere van julle het begin sê, Here, dis wat ons wil doen en dis wat ons besig is om te doen. Ek sien hoe die Here glimlag daaroor, maar ek sien ook in die gees. They just don't know what I am about to do. En my vraag is, gaan jy deel wees van dit wat die Here oor hierdie land gaan wees, wat hy gaan doen? Gaan jy deel wees van die groter prentjie, of gaan jy die klip wees wat in die pad gaan wees? Nou sê ek vanaand, Here, ek wil nie u klip in die pad wees nie. Here, ek vra u, kom doen dit wat u wil kom doen. Wie is reg daarvoor? Wie is reg vir 'n beweging van God se gees? It's going to be sovereign. Nie loud nie. Die mense wat op die grond rondlê en rondkrul en die gang opkrul en weghardloop of inhardloop nie. Glad nie. It's going to be so sovereign, soft, gentle, loving. Ek wat uit 'n charismatiese beweging uitkom, is besig om my hele fondasie op die spel te plaas. Because I believe a sovereign God is about to step in. Because I have tried enough. I want God. Ek soek die Here in my lewe. My vriend, kry die woord van die Here oor jou lewe. Jy sal krag ontvang. Wanneer jy krag ontvang, sê jy sien jou hele wese gaan verander. Met jou hele wese wat verander, dan gaan jy sien, jy gaan 'n vrymoedigheid kry op 'n vlak wat jy nie kan verstaan nie. Volgende punt, jy gaan 'n vrymoedigheid kry, jy gaan nie net 'n vrymoedigheid kry nie, maar niemand sal jou kan weerstaan nie. Sê saam, niemand kan by weerstaan nie. Ek weet ek is onweerstaanbaar op hierdie oomblik. Maar niemand kan jou weerstaan nie. En niemand kan dit wat die Here begin het in jou lewe doodmaak nie. Nobody can. Nobody can. Hulle kom en op vir Stefanus, dis nou my ander boetie, Steven. Dis stenig. Hulle kom en gooi met klippe, maar wat hulle nie kon doen, hulle kon nie die heerlikheid van die Here van hom aflig nie. Dis wat sal gebeur in hierdie gemeente. Daar sal klippe gegooi word na hierdie kerk toe.
but what they will not be able to touch is the glory of God. Dame, jy met die pink, ek sien jy is besig om die Here te vertrou vir 'n paar dinge. Ek sien hoe jy bid. Ek sien hoe jy is 'n vrou van gebed. Die rede hoekom ek so sê, want ek sien jou op jou knieë. Ek sien jou hoe jy die aangesig van die Here soek en jou die kind in jou wat voor die Here oopgemaak word. En ek hoor hoe die Here sê, my kind, ek sal elke gebed beantwoord wat jy my voorgevra het. En jy sal sien die volheid daarvan sal begin manifesteer binne hierdie volgende paar dae. Die beloftes wat die Here oor jou lewe het, hy is 'n waarmaker van sy woord. Dis wat hy sê en hy sê vir my, ek wil vir jou sê, I will be your sovereign God. Is 'n nuwe dag, is 'n nuwe seisoen. In Jesus naam. Vertrou jy die Here vir genesing? Waar is jou pyn? Ja. I saw that. Weet jy hoekom het jy artritis? Jy het jou vreugde verloor. Weet jy hoekom glimlag ek? Weet jy hoekom glimlag ek? Toets dit. Toets dit. Gebeur gewoonlik in die nag. Okay, vanaand gaan jy lekker slaap en môre aan kom vertel jy my. Okay. Dit sal heeltemal opklaar. Jy is volkome genees van jou toestand vanaand in Jesus naam. Wie is die individu wat die hoofpyn het? Waar is die individu wat gewoonlik hoofpyn kry en dit verander soms in migraine seun? Is dit jy? Ek sien jou hand gaan op. Kry jy hoofpyne? Ja. Wanneer was jou laaste hoofpyn wat jy gehad het? Nou. Kom hier so seun. Julle moet ons afsluit. Dominee, moet ek afsluit, dan gaan ons aan. Ja, as dit sê. Ja, kyk net die tyd. Wat is jou naam? David. David. Met ons se. Kan ek jou Heal him now. Heal him now. Hoofpyn gaan. As hy. Lekker sien fit. Die hoofpyn is hoofpyn nog daar? Ja, sit die nek so wat dit begin van my. Kyk. Die hoofpyn is hoofpyn nog daar? Ja. Ek beveel elke spanning, spasma, gaan in Jesus naam. Die spanning wat jy beleef het, die vrese wat jy besukkel, sal nou gaan in Jesus naam. As hy gaan, vrede oor jou gees, beveel van hierdie oomblik af dat hierdie gees van krankheid nou lig in Jesus naam. Hoofpyn gaan. Hoofpyn gaan in die naam van Jesus. As hy, maar ek gewaar hoe krag uit my uitvloei. Toets nou weer vir my asseblief. Is nog steeds daar? Nee? Hæ? Is dit Afrikaans of Frans? Portugees. Ja. Is dit weg? Kan opkyk. Ek kan opkyk. Ja. Hoe voel dit? Nice. En jy gedink ek gaan nou eers rondtrek. Sien jy? En jy het gedink ek gaan jou nou eers rondtrek. Ag tog 'n geval. Ek voel
Natuurlijk. Dankie hoor. Hoe oud is jy nou? 15. 15. Jou hoofpynne kom want jy groei baie vinnig. Jy het hierdie laaste druk baie langer geword as wat jy was. Dit het vinnig gebeur. En dit beteken hy het so vinnig gegroei dat sy rugwervel nie bybly nie. En dis hoekom jy hierdie hoofpynne kry. Maar wat gebeur nou is dat jou rug is nou besig om in lyn te kom. Die Here genees jou volkome nou in Jesus naam. Vader, ek dank U vir totale herstel. Jy het nie blaasprobleme nie, né? Want ek sien hoe die Here jou blaasprobleem gaan aanraak en dat die Here jou volkome herstel in Jesus naam. Vader, ek dank U, Here, in die naam van Jesus. Jy sukkel tyd met swybrand ook en dat die Here jou swybrand nou aanraak, dis jy sal dit nie meer kry nie. Ek verklaar van hierdie oomblik af dat dit volkome herstel gebeur oor jou liggaam in die naam van Jesus, jou knie ook. Maar dit sal ook oukei wees in Jesus naam. Dankie, Here. In die naam van Jesus Christus. Wat swyp jou skouer? Sê weer? Geen idee. Hy sê ek kan nooit niks doen met hom nie, want hy gee op. Nie meer nie. Want die Here genees jou vanaand ook. In die naam van Jesus Christus. Eindelik is dit 'n gees van krankheid wat jy mee sit. Daai gees van krankheid sal ook nou gaan in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Jy slaap 'n bietjie nie lekker nie, jy is gereeld wakker en die Here wil vanaand vir jou sê, my seun, ek weet van alles van jou. Alles. Alles. Dis mooi, né? Here, dankie. Dankie, Here. Weet jy wat? As ek jonk en sterk was, ek jou opgetel en ek sou jou in my arms gedra het. Vir die rede, want wat ek vir jou wil sê, wat die Here vir jou sê, my seun, ek weet alles van jou. En ek wil hê jy moet weet, ek dra jou en sou jou deur jou lewe lank dra en jy hoef nooit te vrees nie. Okay. Maak die getal 7 vir jou sin. Ja. Wat is dit? Ek sê jy het my ma, toe ons hier kom het my ma vir my gesê 7 is vir jou belangrik. Is in die Bybel is eenvoudig maar 7 x 7. Is dit wat sy gesê in die kar? Ja. Sien die Here hoor alles. Ja. Wow. En nog ding. So ek vir Here gevra altyd doen. Toe gee hy my nommer 7 en ek vir 'n kar kom. Sê maar as 'n kar met die naam van Mazda RX-7. Ja. Met 'n engine wat geen ander kar het. Ja. Hy het vir my gesê, vat hy ding. Vat hy. Ek sê niks nie. Ja, ek weet. Maar ek het gevra, dis hoekom ek nie kan slaap nie. Dis kom in my kop. Ek sê, vat hy kar se engine en hom by 20. Alles wat ek gesê het, verduidelik vir uit iemand 'n mic hier asseblief. Kan ek gou 'n mic kry? Kom saam met my. Okay. Sien, wanneer jy 'n woord deel, dan voel 'n mens onmiddellik, heerlikheid Steven, jy gaan nou jou naam nasionaal met 'n plank slaan. 1. Is dit aan? Okay, daarso. Sê vir my, dit wat ek gesê het, dit wat ek niks van geweet het nie, sê vir hulle wat dit is. Vandat ek kan onthou, het ek rugpyn gehad. Ek onthou ek was so graad 1. Nie eers nie, voor graad 1 het so ek fisio toe gegaan het en karre toe gegaan het vir my rug. Ek onthou ek was in graad 2 en ek kom by die karre aan en die tannie sê vir my ma, sy het nog nooit 'n rug so styf gesien nie. Kan nie onthou vir ek nog nooit in my lewe meer as 'n week gegaan sonder 'n hoofpyn nie.
En ek was vir Here gevra wat moet ek doen. En toe begin oefen, maar nooit gewerk nie. En nou met die plaas, vir die afgelope 3 maande, moet ek elke les badkamer toe gaan. Op hierdie moment ek met die hoof gepraat, want ek kan nie meer as 'n les gaan sonder badkamer te gaan nie, drink ek niks nie. En ek kom hier, ek sê vir die Here, ek weet nie hoe ek gaan hou hierdie preekie, toe die by my geroep het. Jy het nie gaan piepie nie. Ek het amper toe oom gesê ek moet hiernatoe loop. Dis ek mal is oor hom. Ja? Small roep. Met my knie, altyd knie, ek kan nie regtig hardloop nie, as ek lank hardloop dan, daar gaan hy. Saterdag, het ek parkrun gedoen, en ek sê vir die oom daar met die mooi baard, na die parkrun, ek weet nie hoekom nie, maar my kuite, alles gaan in spasma, en dit is nie normaal nie, en dit alles gaan met my blaas, en met my skouer, no matter, as ek bench op enigiets doen, hierdie skouer gee in, my backplate hier, en ek het my ding hierso gebreek toe ek klein was. Nou ding. My Clavicula. sleutelbeen, Clavicula, ja. die een wat deure oopmaak. It's funny wanneer ek nie funny moet wees nie. Hierdie het ek gebreek. Ek hou daarvan om goed te toets. Gesê ek gaan slide met my bene gekruis, val ek, en nou is my skouer nie lekker nie. Okay. Ja. Staan net vir my so. Sê saam, maak toe jou oë. Sê saam met die gees van die Here. Sê dit. Gees van Is op my. Hy is op my. Hy is binne in my. En deur my lewe gaan baie lewens verander. In Jesus naam. Die krag van die Here staan so swaar, ek beleef dit op my. Ek voel skoondig hoofdig op hierdie oomblik. Sê saam, my soewereine God. Kom doen wat U wil doen. Wees reg dat die soewereine God wat alles weet van alles in detail. Al wie hoef te vra, is Here, gebruik my. Ek bedien nou die dag Pieter Nel, ek weet nie hoekom nie, ek bedien nou die dag by 'n gemeente en ek staan die ou op, toe daar staan, toe sê ek vir my, ek weet nie hoekom nie, maar die woord biltong gaan vir jou baie sin maak. Toe raak die ou bleek. Hy raak bleek. Hy begin so te skud. Dink ek, my skit oor biltong nie, met glimlag. Toe sê vir my pastoor, al my passwords, my bank passwords, al my passwords op Google, skies nou sê ek het, is biltong. Die Here weet presies hoe om jou aandag te kry. Ek vertrou dat die woorde wat ek vanaand vir jou gedeel het jou aandag gekry. Ek vertrou dat jy daardeur iets gaan kry. Miskien kyk jy vanaand en jy sê, Steven, ek wens ek kan dit ook doen. Kom in die volgende paar aande. Want sien wat daar gaan gebeur, there's a spiritual impartation. Heiliglik is daar importasie wat plaasvind. So jy gaan in wonderwerke en so jy gaan by die huis inkom, jou kinders wat rof is, gaan jy daar woorde van lewe spreek en jy gaan sien, hulle gaan kalm raak, hulle gaan engeltjies wees. En jy gaan sien jou seuns wat vir jou nagmerries gee, gaan skielik 'n ingryping hê van die Here, soos hierdie ouetjie hier. En dit is die wonderlikste ding wanneer die Here in iemand se lewe instap. Vra vir Milan self, hoe wonderlik dit is wanneer die Here in jou lewe instap. Mag julle instap in die volheid van die Here vanaand. Onthou net een ding, hoor sy woord. Tweede ding, jy sal krag ontvang. Dan sal jy sien, alles begin te verander in jou. Jy begin 'n vrymoedigheid te kry in jou lewe wat jy begin waag. En dan begin jy uit te stap. En met die waag, dan gaan jy sien, niemand kan jou weerhou nie. Niemand kan jou weerstaan nie. Jy
kan nie weerstaan. En dan kom die krag van die Here oor jou en niemand kan dit weerhou nie. Niemand kan jou blok nie. Ek sluit af. Maak gereed, Pieter-Nel, Eloise, maak gereed, because God is about to step in. There is going to be some massive changes coming, but it will be sovereign. It's sovereign. Sê saam met my, sovereign God. Steek jou hande op asseblief. Sê God most high. Glorious Father. Loving Father. Majestic Lord. King of Kings. Lord of Lords. Step into my life. In Jesus' name. Die Bybel sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek kan nie vanaand verbygaan, ons gaan nie nou afsluit nie, ek gaan eers vra vir 'n uitnodiging, as jy voel in jou hart, dat jy jou lewe wil regmaak met die Here. Jy dien die Here, jy het hom al gedien, jy dien hom nou lank, maar jy voel die branding en die vuur om hom te dien, is op 'n plateau. Ek wil jou vanaand terugroep, en vir jou sê, wil jy nie vanaand 'n besluit maak, om te sê, Here, ek wil daai stap van geloof doen, ek soek meer, ek wil die volheid dien. As dit jy is, net of jy is, staan asseblief. Ek wag vir jou. Hier's 'n hele paar mense wat moet staan. Staan. Ek gee nie om as jy selleier is, ek gee nie om as jy 'n dominee is of 'n pastoor is nie. Ek kon en ken. Ek weet dat die Here roep jou terug vir 'n dieper verhouding met hom. Staan vir my asseblief. Hier is individue, ek sien 50 mense wat moet staan, Pieter-Nel. Die Here het my getal gegee 50 mense, as ek wag vir julle. Ons gaan wag tot julle almal staan. Ons doen dit op die pastoor manier. Evangelistically speaking. Vader, ek kom nou. Hier is individue hier vanaand wat 'n besluit moet maak om te sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Ek wil my lewe neerlê. En hier is individue wat hier besig om te staan en ek hoor hoe die Here vir my sê dat jy hierdie laaste ruk baie gestry met hom om deur die doopwater te gaan. Ek hoop julle doop mense. Anders is ek nou in 'n groot moeilikheid. Ek gee nie om hoe nie, maar ons moet 'n plan maak. Jy gaan gedoop word. Voor hierdie 5 dae verby is, gaan ons jou doop. Al moet ons 'n doopdiens hou. Maar julle gaan gedoop word. Ek gee nie om nou, moet ons 'n swembaadjie buite gooi. Hier in die koue, glo vir jy sal dit nooit vergeet nie. As jy 'n swembad is, 'n warm borrelbad, wat ook al, ek gee nie om nie. Dit borrel my, maar ek is so bly. Ons gaan dit doen, maar ons gaan gehoor gee aan die stem van die Here, want 'n soewereine God in sy manier, nie jou manier nie. Sy manier gaan in jou lewe plaasvind en ek soek die Here met alles in my. En ek bid dat jy wat nou staan, almal sien hoe jy staan en die hemele juig oor jou wat staan. Mag jy vanaand hier uitstap en dat jy vir iemand gaan vertel, ek gaan nooit weer dieselfde wees nie, want ek het 'n nuwe pad wat ek volg. Ek gaan die Here volg met alles in my, in Jesus naam. Kom ons almal staan op, ons gee die Here 'n klap offer uit ons hart uit.